Spreek die Here, hy sê, ek wil vir jou sê, dankie jy wat vir my 'n dak oor die kop gegee het. Want die Here sê, wanneer jy vir 'n broer of 'n suster 'n dak oor die kop gegee het, het jy dit aan my gedoen. Hy sê, dankie dat jy my beklee het, want die Here sê, wanneer jy 'n broer of 'n suster beklee het, het jy my beklee. Hy sê, dankie vir die voedsel wat jy vir my gegee het. Want as jy vir 'n broer of 'n suster voedsel gegee het, het jy dit ook aan my gedoen. Amen, julle kan goed sit. En terwyl ons hier daaroor praat, ek wonder, wanneer ons dinge doen vir die Here, wanneer ons doen vir 'n broer of 'n suster, en ons is in gehoorsaamheid, dan gebeur daar wonderlike dinge. Sien jy kans om jou getuienis te gooi te gee. Yes, ons wel. Môre julle. Môre. Ek wil sê nie, ek het 2 weke terug met pastoor gepraat. Ek het gaan werk. Toe kry ek 150. En op pad huis toe. Toe sê stemming vir my stop gou hier by die man wat sit. En ek het dit nie verstaan. Toe sê hy op 10 rand vir elektrisiteit. Toe staan ek in die rooi deur. Toe sê stemming vir my nee, nie 10 rand, ek koop 20 rand. Toe koop ek dit. Toe ek 100 rand klein. En wat ek nou vertel mense, ek is nie lelik nie. Ek sê, God se waarheid. Toe sê die stemming vir my, vat die 130 rand, gaan ry dit met die huis af. Toe ry ek na 'n ouma toe. Ek kan julle die huis beskryf. Toe sê ek, hoor ek moet vir jou die 130 rand. Oh, Jesus. Toe sê jy, maar nou, die stemming het nou so gesê, maar nou doet niks. Ek het 150 rand net so maar. Maar ek het geluister en ek het gedoen. En my huise geyser, werk al vir 'n jaar nie. Ek kon nie 'n element in 'n vuilnissterk bekostig nie. Laas week toe kom maar kom en ek sê vir my, ek moet vir jou 'n vuilnissterk inhou. Ja, Jesus. So, dan sit ek die vuilnissterk element in. Dankie ons het warm water. Daar was die plek. Ek het nie 9 rand en ek is nie weet ek nie, ek het nie 9 rand om 3 ringetjies by die koöperasie te koop. Daai selfde kom gister terug. Ek sê hoor, ek moet vir jou 3 ringetjies gee, wat jy op my pas. En dit is die Here se woord. Amen. Amen. Prys die Here. Hy werk, ek weet die ding werk hier in, alright. Nou is hy weer reg. Lyk met die frekwensies pla mekaar dan. Ok. Prys die Here daarvoor. Kyk wat het daar gebeur. Hy het vir my vertel, ek het nie vir julle vertel nie, want dit is sy getuienis. Maar die Here het hom vergoed en is nog nie klaar nie. Die Here sal kyk na jou. Die Here kyk na die wat na die Here kyk. Sy die Here. Nou wil ek julle 'n wonderlike ding vertel. Ons het in verlede week het ek vir julle gepreek oor, gaan jy op of gaan jy af, ek het gepraat oor die dood. Want jy sien, daar so baie mense op die stadium, ek weet nie veel agtergekom het, ewe skielik is die kerk vol gewees. Ewe skielik is die kerk vir 'n rukkie so 'n Sondag of 3 vol gewees. Hoekom? Toe raak ek al hier, want daar is sekere profeseë wat uitgegaan het en voorspellings dat die Here ons kom haal. Dat die Here kom ons kom haal. En dit het gekom en het gegaan en dit gebeur nie en nou ewe skielik, dan val die mense weer af. Hulle dink as hulle skielik vir 'n kort rukkie gaan kom bywoon. Of my skielik laat doop, dan is ek nou gered, dan gaan ek dit maak. En dis nou waar die gevaar, die groot afval kom. Maar ons het die afgelope week met ander dinge te doen gekry. Ons dink altyd net aan die wegraak, maar ons besef nie, die Here kan dit nou kom haal. Ons is verlede week het ons, die week het ons aan 'n mediese sussie gaan begrawe. En wat oorlede is, dit is waar my preek van verlede week vandaan kom.
voor die dood, gaan jy op of gaan jy af? Ons het altyd gereed is om saam met die Here van die is nie so nie. Boodskap gebring en ons het op daar woensdag eintlik voor ons eintlik al die dinsdag 2 van ons dames begin siek word. Julle weet nou van Pikkie en julle weet van Tannie Gesina. Skielik begin siek word en hier by woensdag word eintlik donderdagoggend 4:04 of wat was dit Pikkie toe die ambulans daar kom haal. En 'n bietjie later Tannie Gesina. En ons het nou donderdag maar ons draai vinniger gekry as jy daar uitkom. Want dis by hulle ook kan uitkom. Maar ek het vir Pikkie het ek 'n gebed gedoen op die foon en toe gaan ek oor in taal. Toe die Heilige Gees oorvat en ek bid in taal en wat julle ook weet dat die Pikkie het vreeslik gegroei in die kerk is. Begin as so stil dametjie in die hoek en nou is hy deel van ons bediening en sy trek mense na die kerk toe en sy maak seker hulle is hier en hulle sy bedien en ons gebruik haar vir berading en sy doen die jeug en dis hoekom ek sê ek is eintlik nie gereed nie, ek is 'n bietjie selfsugtig, ek is nog nie reg om aan te laat gaan nie. Dalk die Here hy, maar ek is nog nie reg. Maar in elk geval, maar nou ons bid vir haar en een van die gawes wat sy ontvang is uitleg van tale, sy lê my tale uit. En beteken bid ek in tale, weet ek dit of ek as ek vir myself dan weet ek my weet nie wat ek bid nie, maar sy lê dit uit. Ek gaan so bid ek in taal vir haar. Later hoor ons dat die Gesinas opgeneem. Ons kom hier aan die middag. En Sondrey kom toe, eintlik het Pikkie vir my 6 het my brief geskryf, en Sondrey kom en hy gee vir my die brief. En dis eintlik al vir hartseer, want in die brief bedank sy sekere mense. Sy noem Sondrey se naam, sy noem my, sy Pastor Anne-Marie, Celia, Henny, van die wat ek nou kan onthou. En die gemeente wat sy sê, sy het haar huis gevind, is haar familie. Ek wil vir die familie groete sê, vir die familie. Baie dankie sê vir wat hulle, want sy het haar huis gevind, sy het haar tuiste gevind, na al die jare so swaar, na al die jare. En dis wonderlik om te hoor, maar dit is so 'n afskeidsbrief, ek myself, maar sy is besig om baie te sê. Sy is besig om te gaan. Ek sê van hulle, ons sou later die aand, ons beter maar nou ry. En ons by hulle uitkom, ons by albei van hulle uitkom. En ons kom toe daar aan, hulle albei is in saal 2, Pikkie is in kamer 8, Tannie Gesina in kamer 12, ons eintlik by haar verby, reg deur agterkant toe Pikkie toe. En kom by haar, maar hulle is nou besig om bloeddruk te vat, en sulke goed. My bors is nie lekker nie. In elk geval, toe gaan ons met Tannie Gesina toe, ons kry haar toe, nou daar was sy so van sy lê. En toe sien ons eintlik hoe ernstig sy is, want ek het eintlik gedink aanvanklik, Pikkie is die bekommernis, want Tannie Gesina is okay, want toe sien ek hierdie vrou het baie sien. En sy het so van sy geleef, dan gehelp om reg op te kom, as 'n bietjie reg op sit. En sy voel nie lekker nie, sy het naar, sy het pyn, en sy is ongemaklik. En onder andere is sy dors. Maar nou die brief wat Pikkie gegee het, die brief wat ons gelees het onder andere 'n teks by. Johannes 4 vers 11. Maar ek het nog nie gekom om dit te lees, wat dit eintlik sê nie. En, maar ons is nou by Tannie Gesina, en sy is dors na 'n brief gee vir haar 'n glasie water om te drink. En haar is gedrink, en daar is 'n dierbare, pragtige dame, wat ons gehelp het. Sy het ook nie wit uniform aan, maar sy het ook geen goede gewaar. Ek weet nie, sy is suster, sy is verpleegster, maar sy maar net, wat sy daar doen nie, maar dierbare mense, sy sê vir Gesina, Tannie Gesina, julle pastoor is hier, hulle gaan vir jou kom bid, en so aan, en sy staan by, en ons begin toe nou bid, en die Gees lei vir Anne-Marie om Psalm 23 te bid, sy bid, weet, lei my na groen velde, na waters, waar is lei my heen, en toe is klaar gebid, en vra sy weer 'n slukkie water, en terwyl sy die water drink, toe dog op myself, ok, ek gaan net maar gou 'n bietjie opsoek hierdie Johannes 4, dit is 'n Pikkie wat opgestel is eintlik vir haar, maar ek gaan soek dit op en te oopmaak, praat die Here by, sê hier in vers 11, hy sê, Here, U het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep, waarvandaan kry jy dan al die lewende water? Hier kom die water deur, en my oog van vers 13 wat sê, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Dis nou die water wat Anne-Marie vir Gesina, Tannie Gesina gee. En vers 14 sê my, elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word soos 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Dis eers agterna. Toe ons die nuus skryf van Tannie Gesina, wat ek besef het,
Pikkie het 'n teks, die Here het vir Pikkie gebruik, om ons te vertel, hy kom half het aan die gesien. Hy kom vat aan 'n waters waar lewe is, waar hy aan jou vat. Maar moenie dink die Here daar opgehou nie, hoor. Moenie dink, ons is toe by haar weg, want die dokter kom nou, want sy het pyn hier, en ons op 'n stadium miskien het haar blinde daarop gebars, en hy gaan nou kom ondersoek, nou kom ons by Pikkie uit. En ons daar by haar, en ons bid vir haar toe ook, en daar bid ek weer in taal, en ons sê toe vir ons, ek bid toe, ek sê, Here, as jy wil kom haal, kan ek seker nie keer nie, maar ons het haar eintlik nog nodig. Ons het haar nodig in die bediening. Sy is besig met groot werk, haar werk is nog nie klaar nie. Ons is nog nie gereed nie, ons is 'n bietjie selfsugtig, maar ek bid in taal ook. En ons het daar klaar, ons het net vir by haar gewees, die hele rukkie by haar gekuier, en ons haar gegroet, en ons gaan toe gou weer by Tannie gesien na ons, want die dokter is toe daar, maar hy is toe daar met 'n leer besig, gou weer by haar gegroet, en sy is toe kalmer, bietjie rustiger, maar sy het pyn, maar okay, hulle wil nou werk, ons groet ek, en toe roep die suster, maar jy kan sê wil maak, toe weet ek dat ek het ook 'n vermoede gehad, sy wil liever vir my die nuus gee, as die nuus nie goed is, dat ek het kan oordraas, wat hulle na die familie moet bel. En sy vat toe my nommer, en so ek sê, ons het net die stil gehou toe bel sy, of by die nuus nie, ons het blijkbaar net daar weg, toe sy 'n terugslag gehad, wat hulle probeer bykry, en so, maar nie te min, sy is toe nou oorlede. En dan kom en Pikkie stuur vir my, prys die Here, sy stuur vir my, die uitleg van die 2 gebede, die een wat ek vroeg die oggend gedoen het in tale, en die een wat ek daar gedoen het. En die eerste gebed wat ek gebid het in taal, en ek het dit nie geweet nie, is Psalm 103, vers 3. Maar dit begin eintlik hier by vers 2 om die volle prentjie te kry. Het sê hierso, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van my weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Dit bid ek, en ek weet nie dat ek dit bid nie, maar sy tel dit op. En die gebed by haar bed, wat ek gebid het, is Jeremia 17, vers 14. Kyk wat sê dit, maak my gesond, Here. Hoor net wat bid ek daar vir haar. Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word. Verlos my, dan sal ek verlos word, want U is my lof. En die lang daarna nie, kry ons die boodskap dat sy ewe skielik beter is. Die lang daarna nie, kry ons die boodskap dat sy maandag huis toe. Hoekom? Nie omdat ek gebid het nie, omdat die Heilige Gees deur my gebid het. Die Here sê, die wat my in gees en in waarheid aanbid, in gees en in waarheid aanbid, daar is soveel krag in daai gebed, maar die Gees het deur my gebid vir haar, en die Vader het geantwoord. Ek weet nie vir hoe lank die Here af ons spaar, hy leen dat dalk net vir 'n rukkie vir ons, maar hy het geluister. Hy het geluister, en die Gees het gebid. Mense stryd toch so oor die doop en oor die invul van die Heilige Gees. Ek gaan jou sê, jy kan sonder daai goed, as jy glo die Here in die hemel kom, maar die Here kan jou nie gebruik nie. Die Here kan jou nie gebruik as jy nie gehoorsaam is in die Gees nie. As jy nie bereid is dat die Gees jou vul nie, dan kan hy jou gebruik. Want ek vat geen eer hiervoor nie. Al die eer gee ons vir die Here. Maar hy weer eens, wat wil hy vanmôre vir u sê? Wat wil ek vanmôre vir u sê? Hy is reël. As jy gewonder het, daar hy op getuig. As jy gewonder, hy is nie die enigste getuienis, hier is nog iemand wat hier. Daar is jy, sy ook. Ook dieselfde. Iemand vir haar seun 'n kar, as sy al vergeet wat hy nodig. Jesus. En ja, sy het hom op die pad en alles. Kies, ek gee nou jou getuienis en namens jou lief. Want hulle het 'n nood gehad om hom by die werk te kry. Kies, hy het gesê, ek gaan dit 'n rukkie wees. Nog het hy, kyk hoe werk die Here hierdie week. Gees en in waarheid aanbid. Die Here is geen aannemer van persoon nie. Hy kyk nou op jou hart, hy kyk wat jy vir hom wil doen. My vraag is net, dis wat dit toe by my opkom. Ons het mense verwag die uur waar die Here ons kom haal, vir ons almal kom haal. En dit het gekom en dit het gegaan en dit gebeur nie. Maar weet jy, daar is 'n uur en dit is nou.
Dis waar my tema vandaan kom. Daar is 'n uur en dit is nou. Dis nie môre nie, dis nie oormôre nie. Tannie Gesina se uur het gekom. Annemarie sê, weet jy wat, Tannie Gesina het so moeilik geloop. Sy huppel daar in die hemel. Sy huppel daar in die hemel. Die Here het vir ons gewys, deur daardie woorde waar sy is, en ek ken mos haar. Ek ken mos haar hart. Hey, men, ek gaan aan mis, soos hy het agterna sy vir my reg gehelp as ek verkeerd gekom het, of ek die verkeerde teks gaan het. Ek sê nou vir haar, as twee mense, dat is 'n rede hoekom ek my preek op YouTube ook sit. Haar sussie is die een wat nie Facebook het nie, wat op YouTube wil kyk, het Tannie Gesina, as hy like om agterna weer te gaan, en ek weet nie, sy merk my seker. Oh man, maar sy is by die Here, ek hoop sy het gedoen 'n goeie ou woordjie vir my daar wie van. Prys die Here, en sy daar haar pastoor se naam op daar noem. Dis die wonderwerke. Ek wil vir julle sê, Jesus is werklik. Nie dat ek ooit getwyfel het nie, maar dis asof ek baie keer net iets wil doen. Tussen al die hartseer, tussen al hierdie dinge. Kom sê nee, wat julle moet nie te veel huil nie. Dis al daai treur, huil maar 'n bietjie, maar weet jy wat? Daar waar sy is 'n beter plek. Daar waar sy is sy happy. Sy het swaar gekry, ons het ons gesien toe sy in die hospitaal gesien. Ek het eintlik van so iemand gekry, gewonder, ek het bid vir genesing of dat sy mag gaan, maar sy het nie met daai pyn nie, sy het regtig swaar gekry, maar sy is, ek wil sê, ek dink sy is vreedsaam hier weg, daar waar sy nou is. En sy is so bly, en ou Pikkie, ek dink ou Pikkie wou ook graag gegaan het, maar ag, hierdie ou selfsugtige pastoor het dan eers 'n bietjie teruggevoer. By die Here. Sy wil ook so 'n bietjie werk vir ons, né? Hier is nog dinge om te doen, dis nog nie haar tyd nie. Is nog nie eens aan hier en dis doen dat ek my hart wil moeilikheid gee. Nie dat dit 'n minder ernstig is nie. Maar nietemin, die Here werk, die Here is werklik. Jesus Christus het waarlik opgestaan. Hy is God oor lewe en dood. Die dag wat hy vir ons so onbaatsigtig aan die kruis gesterf sonder om iets te vra daarvoor. Het hy vir ons 'n deur oopgesluit wat niemand kan toemaak. My vraag is jy gereed? Is jy werklik 'n kind van die Here? Ek het nou vanmôre gesê, die Here sê dankie vir daardie wat 'n dak oor die kop gesit het. Dankie vir daardie wat vir my gevoed het. Dankie vir daardie wat my geklee het. Maar die Here sê, ek is ook baie ongelukkig. En daar is ook mense wat mense in 'n huis beloof het, dat het my beloof, sê die Here. As een wat 'n buurman beloof het, die rond hulle uitsit, het my beloof, sê die Here. Het by my gesteel, sê die Here. Sal maar die persoon as ek nie waar ek nie rondkyk. So is hier vanmôre nie. Maar die Here sê dit. Hy sê jy het by my gesteel. Hy sê ek het jou niks gevra nie. Hy het gesê ek is die lewende water. Kom drink verniet. Ons het nou gelees van die water. Kom drink verniet. Ek weet sê die tyd, dit is nou, mense dink, ag, ek moet nog, ek sal nog, ag Here, net nie nou nie. Ek het 'n bietjie gaan kyk waar ons was staan. Daar is 'n uur. Daar is 'n uur. Hierdie selfde Johannes 4 wat ons nou nog gelees het, bietjie my gegee. Vers 21 sê die volgende. Hy sê Jesus sê vir haar vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Waar gaan julle hom aanbid? Waar gaan ons aanbid? Daar wat Tannie Gesina hom aanbid. In sy teenwoordigheid. Daar kom 'n uur. En daai uur is naby. Daardie uur kan nou vir jou kom. Daardie uur het vir Tannie Gesina gekom, 6:00 die aand. By enige tyd kom. Vers 23 sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Dit is nie wat ek nou nog gesê het nie. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid, sê die Here. Johannes 5 vers 25 sê hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor en die wat dit gehoor het sal lewe. Want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. En hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is.
Moenie julle hieroor verwonder nie, kom nog een, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. En sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Niemand gaan dit vryspring nie. Daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer ons sy stem gaan hoor. En jy kan besluit waar jy sy stem wil hoor. Wil jy dit hoor? Vanuit die hemel wil jy dit hoor, wanneer jy veroordeel word. Glo vir my, die Here gaan aanbid word en aangeroep word soos nog nooit uit die doderyk uit nie, en dit gaan te laat wees. Want hy gaan nie wees daar te hoor nie. Of hy gaan jou stem hoor, omdat jy in gees en in waarheid aanbid. Wat is die waarheid? Ek wil jou gou waarsku. Hy sê hierso in Johannes 16, die kom weer, daar is 'n uur en dit is nou. Johannes 16 vers 2 sê, hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en ook my nie. Daar is so baie mense. Maar doodmaak beteken nie noodwendig fisies doodmaak, dit beteken julle wegry van die Here af. Julle ontmoedig. Julle probeer uit die kerke uithou. Vir julle probeer vertel jy is die verkeerde kerk, julle aanbid die verkeerde dag, of julle gebruik die verkeerde naam. Alles moontlik gaan doen om julle geloof dood te maak. Daardie uur is hier. Dit kom nie eendag, dit is hier. Vers 25 sê, maar die woord wat hulle net geskrywe is, moet vervul word. Hulle het besonder oorsaak, wag 'n bietjie, dis die verkeerde een. Maar in elk geval, vers 25 sê die volgende, hy sê, hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur, wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. En die Here Jesus doen dit. Daar het hy weer homself nou geopenbaar aan ons. Dit het hierdie pragtige mens met ons praat en vir ons al hierdie dinge vertel. Want daardie uur is hier. Maar ek wil vir julle die volgende sê. Die woord van die Here sê in 1 Johannes 2, hy sê, hy wat sê dat hy die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Hy sê hier in 1 Johannes 3 vanaf vers 15, elkeen wat sy broeder haat is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Met ander woorde, ons behoort ons persoonlike verskille ten syde te stel vir ons broers. En mekaar lief te hê, soos die Here ons lief gehad het. Hy het gesê, daai is 'n goeie ou, ek sal hom lief hê, daai is 'n slegte ou, ek sal hom nie lief hê nie. Hy het gesê, ek het julle almal lief. Ons moet mekaar lief hê. Want dit is die maatstaf. Mense dink hulle glo in Jesus ooit in die kruis gaan, maar om in Jesus te glo beteken om in alles te glo wat hy ons vertel het. En hy het ons bevel gegee om mekaar lief te hê. Hy het ons bevel gegee om mekaar te vergewe. Hy het bevel gegee om ons mekaar omgee. Hy het gesê in Johannes 8, Matteus 25. Hy het gesê dit wat jy aan ander doen is wat jy aan my doen. Hy het ons gesê die goed wat jy aan ander doen is die goed wat jy aan my doen. Die slegte wat jy aan ander doen is die slegte wat jy aan my doen. En dan sê hy Hebreërs 4, praat hy oor die Sabbatsrus. Hulle sê, vandag, as jy my stem hoor, ek wil eintlik sê, op hierdie uur, as jy my stem hoor, verhard jou hart nie. Want vandag nog, nie vandag nog nie, op hierdie uur, kan jy in daardie rus ingaan, daardie rus wat alle verstand te bowe gaan. Daardie rus wat alle verstand te bowe gaan. Wanneer ons vanmôre hierdie nagmaal gebruik, herdenk ons Jesus Christus wat onbaatsigtig, sonder om geld te vra, sonder om iets te vra, al wat hy vra is dat ons sal lief hê, al wat hy vra is dat ons mekaar sal lief hê, het hy vir ons daar in die kruis die lewe gegee, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê, sodat wat hy gesien het, nie eers in die doderyk beland en dan wag om eendag hemel toe te gaan nie, die oomblik wat sy laaste asem uitgeblaas het sy ontmoeting gehad met Jesus. Amen, ek is eintlik jaloers op haar. Ons het gesing hier, ons gesing, nee. Paulus sê, wat sê hy?
Om te lewe is. Om te lewe is Christus, om te sterwe is wins. Met ander woorde, as solank ons lewe ons vir Christus, ons lewe nie vir onsself nie. En die dag as ons sterwe, dis vir my 'n wins, want dan is ek by hom. Dan is ons by hom. Hoef jy nie te wag vir 'n wegraap of so iets. Wees altyd gereed, want daar kom 'n uur, en die uur is nie wanneer jy uitstap nie. Of môre of oormôre. Dit is nou. Maar jy besluit, waar staan jou saak met die Here? Waar is jou posisie met die Here? As jy vanmôre hierdie nagmaal gebruik en jy moet gebruik, wil ek hê jy moet dink aan jou sonde waarmee jy worstel. Want ek het al altyd gesê, as jy worstel met sonde, wat se sonde is dit? Dis die sonde wat nie tot die dood is, maar jy dit bely. Jy bely dit as sonde, jy erken dit is verkeerd, en ek het dit dalk nie beheer daaroor nie, of ek is besig om te werk daaraan. Dis die proses van heiligmaking, en hierdie nagmaal is grootste liefde gebruik. As jy jou broer of jou sussie haat, dan stel ek voor, jy maak eers hy saak reg met die Here. Maak eers hy saak reg met die Here. En jy hoef nie te wag daar nie, jy kan hier vir die Here sê, vergewe my asseblief. Maar dan moet jy uitgaan met jy hy saak reg maak. Ek wil bitter graag hê elkeen moet hiervan gebruik. Elkeen moet deel in die bloed van Christus in die liggaam. Hy het gesê, die wat hierdie vlees eet sal in sy lewe nooit meer honger ly nie, want ek gee vir hom ewige voedsel. Wie hierdie my drink se sondes word vergewe vir altyd. Israel tydens sê altyd, hierdie is tipiks, dis die Here se tipiks. Dis rooi. Want daar in jou boekie, daar waar jou sondes was, en daai rooi daaroor kom se spiere, hy blyk jy sondes. Hy was ons skoon met sy bloed. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Vader, ons kom na U toe, vir ootmoediging, ons weet, ons ken ons foute, ons ken ons skulde, vra die vir ons sal help, om saak reg te maak, ons saak moet reg maak. Here, ons weet, ons kan nie van almal altyd hou nie, ons moet hulle lief hê, ons moet die son oor ander laat skyn. Ons moet ander help voed. Ons moet nie in hulle pad staan, en hulle lewe vir hulle ondraaglik maak nie. Ons moet eerder help. Of hulle ignoreer, maar moenie dat ons 'n struikelblok in 'n paai sien. Vra die ons sal vergewe wat ons dit dalk gedoen het. Ek vra Here dat U ons sal skoon was met U bloed. Ons vra Here dat U elke hand sal seën wat hierdie dinge voorberei, en elke persoon sal seën wat gebruik hierdie tekens. Dat dit hulle van binne af na buite toe sal seën. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Word U dan ook nou verheerlik wanneer ons hierdie nagmaal gebruik. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Ek groet aan die Facebook-kykers, ek vra jou ook, maak seker jou saak is reg met die Here, maak seker jou verhoudings is reg. En gebruik in die nagmaal. Amen. Ek gaan vir jy uitnooi.